Goeiedag liewe luisteraars, ek groet u vanmôre weer eens in die wonderlike en die kosbare naam van ons Here Jesus. En ek is vanmôre van mening dat hierdie boodskap wat ek met u gaan deel, een van die heel belangrikste boodskappe van die eindtydprofeseë vir ons tyd sal wees. Hierdie is 'n boodskap wat elkeen moet hoor, en as jy dit gehoor het en iets daaruit geleer het en die Here daardeur met u gepraat het, dat ek hierdie boodskap sal gebruik om dit aan te stuur vir ander mense. Ons is op die punt, vriende, waar die uitdaging van die eindtye en die profeseë wat in vervulling kom vir ons persoonlik gaan begin raak. En dit is juist die boodskap waaroor ons vanmôre praat. 'n Nuwe idee-dokument, digitale idee-dokument wat hulle gaan opstel om almal van ons te beheer. Die ganse wêreld gaan daardeur beheer word. Daar's 'n digitale stelsel waarop alles geplaas gaan word en ons is deel daarvan. En ek wil vra dat u regtig hierdie boodskap ook so wyd as moontlik sal aanstuur, want elkeen moet dit hoor. Ons eie mense moet dit hoor. Die kerk moet wakker word, kinders van die Here moet wakker word, maar ook ander mense wat nog nie hulle saak met die Here reggemaak het nie, moet wakker word. Nou ek lees vir u vanmôre daardie baie bekende gedeelte in Openbaring 13 vanaf vers 11 tot vers 18. En daar skryf Johannes onder leiding van die Heilige Gees en inspirasie van die Here Jesus self, skryf hy hierdie woorde. Openbaring 13 vanaf vers 11. Hy sê, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak, en hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. En dis nou natuurlik die antichrist wat van 'n dodelike wond genees het, want hy is 'n nabootser van Christus. Vers 13 sê, hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen. Deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. En dan sê vers 18, hier kom die wysheid te pas, wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Nou ons lees net tot sover saam, die kosbare woord van die Here. Kom ons bid net saam. Ons wonderlike, aanbiddelike, hemelse Vader, wanneer ons vanmôre voor u buig, dan besef ons buig voor die almagtige God, van hemel en aarde, die skepper God, die ene wat vir ons in die woord leer, ek is God, en buiten my is daar geen ander een nie. Ek ken ook geen ander een nie. Here, ons wil ons harte en ons hoofde vanmôre voor u buig in die naam van Jesus Christus. Ons wil vir u baie dankie sê dat u vir ons al hierdie dinge wat ons moet weet, laat opskryf het in die woord. Ons praat vanmôre oor 'n baie belangrike onderwerp, en dit naamlik die merk van die dier. Ons weet ons is nog nie daar nie. Ons sien hoe dat die wêreld planne maak en hulle vere gereed skud om ons reeds in die proses daarheen voor te berei. Ons kom bid, Here, dat u regtig vanmôre vir ons sal leer en ons sal wakker skud, dat ons sal besef
die koms van Jesus is naby. Maar nie net dit nie, God se woord is die waarheid. Praat met ons deur die Gees en leer ons en word U verheerlik in Jesus se naam. Amen. Ek hou net weer 2 verse uit ons geleesde gedeelte, Openbaring 13, vers 16 en 17 aan U voor. En daar staan geskryf, en hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes, en die armes, en die vry mense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Nou my liewe vriende, ons praat vanmôre, soos ek reeds gesê het, oor 'n onderwerp wat ek dink baie belangrik is, en dit is van pas vir die tyd waarin ons leef. Ek praat oor 'n digitale ID-dokument om almal te beheer. Dis die volgende ding wat ons binnekort mee gekonfronteer gaan word. Nou vriende, as daar een ding is wat onwankelbaar vas staan en wat nie betwis of weerlê kan word nie, dan is dit verseker die geskrewe en Heilige Gees geïnspireerde woord van God, met ander woorde, dit wat daar vir ons in die Bybel geskryf staan. Dis die Heilige Gees geïnspireerde woord van God. Vriende, daar's 66 boeke in die Bybel wat deur verskillende skrywers geskryf is. 39 Ou Testamentiese boeke en 27 Nuwe Testamentiese boeke. En Petrus skryf in 2 Petrus 1 vers 21, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Geen van daardie boeke, nie 'n woord wat in die Bybel geskryf is deur die mens voortgebring nie. Die mense het dit nie uitgedink nie, dis deur die Heilige Gees geïnspireer en God het heilige manne gebruik om die woord van die Here vir ons op te teken. En alles wat nou in die wêreld gebeur is om en by 1900 tot 2000 plus jaar gelede voorspel en vir ons opgeskryf in veral die 27 Nuwe Testamentiese boeke. Daar's ook Ou Testamentiese boeke wat vir ons duidelike profesie, eindtyd profesie uitspel, maar ons fokus mos maar veral op die Nuwe Testamentiese boeke. Vanoggend gaan ons praat oor die digitale ID wat op pad is om wêreldwyd geïmplementeer te word, ook in Suid-Afrika en Afrika, om beheer oor alle mense op aarde uit te oefen. En glo my, vriende, die Bybel het ons daarop duidelik voorberei. As jy ooit gewonder het of die woord van God regtig betroubaar is, dan hoop en vertrou ek dat u vanmôre sal besef, niks is so betroubaar soos God se woord nie. Hoe sou ons geweet het van 'n satanies geïnspireerde stelsel wat ons in die laaste dae op aarde sal beheer as die woord van God ons nie in Openbaring 13 daarteen gewaarsku het nie. En dit is ongeveer 1950 jaar gelede vir ons opgeteken in Openbaring. Waarom verwys die skrif na die regterhand en die voorhoof? Ek wonder of jy al daaroor gedink het, omdat dit die dele van die menslike liggaam is wat maklik geskandeer kan word, en as iemand nie 'n regterhand het nie, het hy steeds 'n voorhoof, en hy dra daardie merk orals met hom saam. As hy nie meer 'n kop het nie, dan lewe hy nie meer nie. So, ten minste sal daardie identiteit of daardie merk op sy voorhoof kan wees. Alhoewel die Bybel van 'n merk op die regterhand of die voorhoof praat,
In Openbaring 13 vers 16 weet ons vandag dat dit verwys het na een of ander digitale chip onder die vel, op die regterhand of op die voorhoof. En die woord sê ook in Openbaring 13 vers 15, as iemand weier om daardie merk te neem, sal hy of sy met hulle lewe moet boet. Dis nou natuurlik in die groot verdrukking. Daar staan geskryf in vers 15, en dit is hom gegee, om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. In die groot verdrukking sal mense doodgemaak word omdat hulle daardie merk nie wil neem nie en ek nie voor die anti-kris wil buig nie. Maar vriende, moenie bekommerd wees nie. Dis eers in die 7 jaar groot verdrukking onder die regeringskap van die anti-kris. Maar tog moet ons hieroor praat, want dis besig om al nader aan ons te kom. Maar as iemand die merk van die dier aanvaar, dan verwerp hy natuurlik ook Christus en sal vir ewig verlore wees. Dis die hartseer, dis die tragedie. As iemand die merk aanvaar, dan verwerp hy Jesus Christus. Maar dit waaroor ons vanmôre praat, is sonder twyfel natuurlik die voorbereidingspad na die merk van die dier van Openbaring 13 waar ons lees oor die merk van die dier. En daarom is hierdie boodskap na my mening die heel belangrikste boodskap rakende die eindtyd profeseë. Want dit waaroor ons vanmôre gaan praat is iets waarmee ons almal, elke mens op aarde, binne die volgende maande, nie jare nie vriende, maar maande fisies, dit wil sê letterlik gekonfronteer gaan word. Dis net 'n kwessie van tyd. Hoor my woorde vanmôre, niemand van ons wat dan nog lewe, gaan dit vryspring nie. Wanneer hulle begin om hierdie digitale ID-dokument te implementeer, gaan ons dit nie vryspring nie. Maar wie sit agter dit alles? Die Satan natuurlik. En hy gebruik net mense om sy bose planne te implementeer. Soos die Here Jesus en God mense gebruik om die evangelie uit te dra, so gebruik die Satan ook mense wat hom dien en hom volg om sy planne te implementeer. Die woord van God het alles redelik breedvoerig vir ons voorspel. Ons het vanmôre Openbaring 13 vers 11 tot 18 gelees hoe die Satan en sy 2 medewerkers alles saam sal uitwerk. Onthou, die Satan is 'n nabootser van die almagtige God wat ons aanbid. Ons glo in God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Die Satan en sy 2 mede-agente vorm 'n sataniese drieheid. Ons glo in 'n goddelike drie-eenheid, maar die Satan en sy agente is 'n sataniese drieheid, naamlik die Satan, die anti-kris. Satan verteenwoordig die hoofiguur, soos die Vader, die anti-kris in die plek van Christus en die valse profeet in die plek van die Heilige Gees. Hy wat mag gee aan die dier se beeld, sodat mense hom sal aanbid. In Openbaring 13 vers 11 tot 18 lees ons van die eerste dier, en dis die anti-kris, en die tweede dier, en dit is die valse profeet. Beide die anti-kris en die valse profeet gaan 'n demonies geïnspireerde mens wees. Maar hy wat aan hulle mag gee om mense so te mislei dat hulle die dier en sy beeld sal aanbid, is niemand anders as die Satan self nie, want hy inspireer hulle, hy gebruik hulle, hulle word demonies besete deur die mag en die krag wat hy hulle gee. En dan staan daar in Openbaring 13 vers 16 geskryf, en hy, dis nou die valse profeet, maak dat aan almal, klein en groot,
en die rykes en die armes en die vrye mense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Maar vanmôre praat ons oor die digitale ID-dokument en die vraag is, waar pas dit in by die merk van die dier waarvan ons lees in Openbaring 13? Ek gaan vir u verduidelik. Maar vriende, eers moet ek vir u sê dat my bediening, my YouTube bediening moet beskerm word. En ek moet dit beskerm en daarom gaan ek, wanneer ek oor sekere wêreldorganisasies praat of na hulle verwys, dan gaan ek hulle nie direk aanhaal nie. Maar ek gaan termes gebruik wat miskien maklik verstaanbaar is. Ek moet myself beskerm, anders is dit maklik dat hulle my YouTube kanaal kan sluit. En ons beweeg in 'n tyd, vriende, AI, of in Afrikaans praat ons van die KI, dis kunsmatige intelligensie, monitor alle boodskappe op YouTube. Wanneer ek of enige ander persoon hierdie organisasie openlik ontbloot, dan kan hulle my boodskap verwyder, of soos ek reeds gesê het, hulle kan my kanaal op YouTube sluit. Hulle het my al in die verlede gedreig, so terwille van my bediening, gaan ek baie versigtig praat vanmôre. Ek wil graag die boodskap uitdra, dis belangrik dat ek hierdie boodskap uitdra, en nie my bediening kelder nie. Daarom gaan ek versigtig wees, wanneer en hoe ek na hierdie wêreldorganisasies verwys. Dis hoofsaaklik 3 bekende, en hoor nou mooi wat ek sê, 3 bekende wêreldorganisasies wat te doen het met die wêreld se beheer of die wêreld se gesondheid en die wêreld se ekonomie, en dis hulle wat agter al die planne sit waaroor ons in hierdie boodskap vanmôre gaan praat. Maar ek gaan net praat van en, dit verwys na 'n sekere wêreldorganisasie, of G verwys ook na 'n ander wêreldorganisasie, of E wat verwys na 'n ander wêreldorganisasie. Ek gaan net hierdie benamings so noem, en as jy nie seker is nie, dan moet jy my maar op WhatsApp kontak en vir my vra presies wat word daarmee bedoel, maar ek wil aanvaar dat die meeste mense sal weet na wie ek verwys. Europa en die Verenigde Koninkryk is tans besig om te betoog teen 'n digitale ID-dokument. Maar ons hier in Suid-Afrika is heeltemal oningelig. Eintlik voel dit vir my, ons is heeltemal aan die slaap hier in Suid-Afrika, en daarom is dit vir my belangrik om hierdie boodskap uit te stuur in Afrikaans, sodat ons eie mense dit kan hoor. Dis net soos in die onlangse pandemie. Dit was vir my geweldig ontstellend om te sien hoe die kerk totaal onkant betrap was met hierdie pandemie wat skielik op hulle gekom het en nie geweet het hoe om dit te hanteer nie. Kerkleiers was van regeringsvlak af geïntimideer onder die invloed van daardie G-organisasie na wie ek net nou ook verwys het. En hulle het eenvoudig by alles ingeval en ingepas. Aan die begin, weet ons nou, was die kerkdienste baie beperk. Daar was baie min mense toegelaat by die eerste kerkdienste. Later het hulle al meer toegelaat en uiteindelik het die syfers gegroei tot normaal en toe is die kerk weer oopgestel. Natuurlik was daar baie voorwaardes vir die byeenkomste of die kerkdienste, soos die sanitasie van hulle hande, van mense se hande, die dra van mondskerms en die res wil ek nie eers by die naam noem nie. Ons weet hoeveel druk daar op ons geplaas was, want die kerk het geswyg onder die druk van daardie G-organisasie wat die eise gestel het en die regering het alles baie sterk toegepas op die kerk en ander organisasies, veral by byeenkomste. Dit het my verskriklik ontstel om die vrees
by meeste kerkleiers in daardie tyd te kon sien waarmee hulle alles hanteer het, want hulle het die druk op hulle lidmate geplaas om die regeringsopdragte, wat oorspronklik van die G-organisasie afgekom het, te gehoorsaam. So, dit het vir my gevoel, die kerk is geweldig gehoorsaam aan die regering, hulle het ingeval by alles, omdat hulle nie ingelig was nie, en omdat hulle nie geweet het dat dit alles leuns was nie. Dit het regtig vir my gelyk, of hulle bang was om dood te gaan aan die een kant, of bang was dat die kerk finansiëel sou ondergaan, omdat daar nie baie lidmate eredienste kon bywoon nie, en alles gedoen het net om die regering te gehoorsaam. Ons moet eerstens aan God gehoorsaam wees, en as mense ingelig was, sou hulle geweet het, dat daardie pandemie, nie van die Here afgekom het. Hy het dit toegelaat, maar dat dit 'n bose plan was. Dit het my so laat dink aan Jesus se woorde, in Lukas 21 vers 26, waar daar geskryf staan, en mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. In daardie tyd het mense so benoud en in vrees geleef, dat hierdie skrif vir my so van toepassing was. Maar wat gebeur toe? Toe val die kerk voor die druk van die wêreld as gevolg van vrees. Vrees is iets wat die duiwel gebruik om mense te manipuleer. Die kerk het geval onder die druk van die wêreld as gevolg van vrees, in plaas van om net die Here te vertrou, sodat hulle gemeentelede kon lei om vreesloos vas te staan in die geloof in daardie moeilike tyd en op die Here alleen te vertrou. En daarom is ek absoluut oortuig dat God hierdie pandemie toegelaat het om ons wakker te skud vir dit wat nog gaan kom. Want die volgende groot uitdaging, my liewe vriende, is op hande. En ek is nie besig om u bang te praat nie. Ek is besig om u voor te berei en vir u te sê, daar kom 'n nuwe groot uitdaging. Hopelik sal die kerk begin wakker skrik om hulle lidmate geestelik te kan lei in dit wat nog op pad is. Maar ek is bevrees dat die kerk lou en afvallig geword het en baie moeilik uit daardie vervalle geestelike toestand sal wakker skrik. Hulle sal baie moeilik ontwaak as die Here nie 'n groot wonderwerk in die kerk gaan kom doen nie. Efesiërs 5 vers 10 tot 14 sê vir ons, en beproef wat die Here welgevallig is, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer, want wat in die geheim deur hulle gedoen word, dis soos in die pandemietyd, wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem, maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word is lig. En hoor nou wat sê vers 14, daarom sê hy, ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal oor jou skyn. Die kerk moet uit die geestelike slaap ontwaak, en hulle moet opstaan uit die dood, en Christus sal oor ons skyn, sê die woord. Vriende, ons lees uitdruklik wat die kerk se geestelike toestand sal wees in die laaste dae, net voor die groot verdrukking gaan aanbreek en die antichrist op die toneel sal verskyn. Want die antichrist gaan op die toneel verskyn wanneer Jesus sy bruid kom haal, maar die kerk is geestelik aan die slaap. Kerk is lou. Openbaring 3 vers 15 tot 17 sê, nou praat ek in die algemeen van kinders van die Here. Openbaring 3 vers 15 tot 17 sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Dit walg God lou Christene. Vers 17 sê, want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Die kerk, Christene dink, hulle is op standaard met die Here, maar ek dink nie dis regtig in die meeste gevalle so nie. Ons praat vanmôre oor 'n digitale ID-dokument wat op pad is
om ons almal daardeur te beheer. Maar kom ons kyk eers hoe hierdie digitale identiteitsdokument gaan lyk en hoe dit gaan werk. Tans gebruik ons nog die smart of slim identiteitskaart wat sedert 2013 in gebruik is. Daarop verskyn al ons persoonlike inligting soos ons volle name, ons ID-nommer en ons geboortedatum, daar's 'n foto op, ons handtekening is daarop en agterop daardie kaart is 'n kleiner fotootjie, het hom almal gesien al, van jouself, die ID-kaart se nommer met 'n barcode wat deur middel van skanderingsproses in elke geval al jou persoonlike inligting kan verskaf. So wanneer hulle dit dan nou met 'n skanderingsmasjien skandeer, dan kry hulle in elk geval al ons inligting. Ons gebruik tans hierdie kaart vir wetsbeheer, bankdienste, vir die hernuwing van ons bestuurslisensies, moet bewys wie ons is, gesondheidsdienste, onderrigdienste, sosiale dienste en baie ander dienste. Maar vriende, ons moenie vergeet dat alle of meeste landsburgers se inligting reeds op die regering se datastelsel is nie. Want ons fotos is al vir verskeie geleenthede geneem, so ook ons vingerafdrukke by die bank, wanneer ons gaan vir 'n paspoort, wat dit ook al mag wees, dan word ons foto geneem en ons vingerafdruk ook. En as ons 'n slimfoon het, dan is ons beslis nie veilig nie, want Google monitor ons bewegings en deur middel van selfoonnetwerke kan hulle ons maklik opspoor en soos baie misdadigers al opgespoor. Die nuwe digitale ID-dokument gaan basies vir dieselfde doeleindes gebruik word. Maar, nou moet jy mooi luister, die verskil is dat daar 'n IC-chip met 'n antenne ingebou gaan wees in daardie kaart, waarop al jou persoonlike inligting, jou foto, weer eens dit wat op die ou kaart is, maar dis op digitale stelsel, jou foto, duimdruk, digitale handtekening, bankinligting, adres en baie meer op 'n landwye, maar ook 'n wêreldwye digitale elektroniese stelsel gestoor sal word. So, dis nie net hier in Suid-Afrika waar hulle my inligting sal hê nie. As ek Engeland toe vlieg, dan het hulle ook my inligting daar wanneer hierdie stelsel op datum is. Eintlik is dit maar net 'n vinnige proses in die regte rigting van 'n kontantlose stelsel en 'n totale magsbeheer oor alle mense op hierdie aarde. En daarom kan ons sê, alles wat die regering nou en ook die anti-kris in die verdrukkingstyd van almal sal wil weet, sal op daardie digitale datastelsel wees. En daarom is hulle besig om dit op te dateer. Maar hier kom die grootste skok. Vriende, wat is hulle groot plan of hulle eintlike doel met die implementering van die digitale ID-dokument in al die lande wêreldwyd en ook hier in Suid-Afrika? Want ons gaan dit nie vryspring nie. Kom ek spel dit vir u uit. Die jaar 2026 is die jaar vir die implementering van die digitale ID-dokument. Al weet ons dat Afrika en selfs Suid-Afrika 'n groot uitdaging sal wees vir die implementering van die digitale ID-dokument, maar hulle wil dit laat werk, so hulle het seker alreeds 'n plan daarvoor vir oplossing om dit te laat werk, want dit gaan nie so maklik in Afrika en ook in Suid-Afrika wees nie, maar omdat hulle wil hê dit moet werk, het hulle sekerlik 'n plan en hulle gaan dit doen. Maar wat behels die implementering van die digitale ID-dokument? Dis belangrik dat ons dit almal moet kry. Hulle wil hê ons moet dit almal kry. Want geen ID-dokument beteken geen werk. As jy nie 'n ID-dokument het, beteken dit geen werk, geen reise, jy sal nêrens heen kan reis nie, geen gesondheidsorg,
geen mediese fonds, geen bankrekening, want ons bankrekenings gaan gesluit word as ons nie 'n digitale ID-dokument het nie. Jy sal geen lenings kan aangaan nie, jy sal geen nuwe voertuie kan koop nie. Jy sal nie 'n huis kan huur of verhuur nie. Jy sal nie 'n huis kan koop soos wat ek reeds gesê het nie, of verkoop nie. En daar sal nie skoolonderrig vir kinders wees nie. Jy sal nie pensioen kry nie, veral as jy staatspensioen kry, sal jy dit nie kry nie, en dalk geen pensioenfonds sal uitbetaal nie. Jy sal geen internet ontvang nie, en daar sal ook nie naskoolse opleiding vir jong mense wees nie. 2027 is die beplande jaar vir die implementering van sensors in die klere wat ons gaan koop. So al die klere wat op die rakke gaan verskyn sal sensors in hê. Ek weet nie hoe hulle dit gaan insit nie, maar dis om mense te beheer. 2028 is die jaar wat hulle beplan om sensors in almal se liggame in te plant. So hulle gaan nou eers net die ID-dokument aan ons probeer uitreik in 2026 en 2028 gaan hulle dan sensors in die menslike liggame inplant. So ons staan voor groot uitdagings en ons gaan voor groot uitdagings te staan kom. 2029 is 'n jaar wat hulle beplan om alles te finaliseer en almal soos zombies te beheer. Laat dink my so aan al daardie breininplantings en sensors wat hulle mense se breine wil aanplant. En dan, dit is ook die jaar 2029, die jaar waar hulle die meeste sterftes in 1 jaar verwag en dalk gaan hulle dit self beplan. Dat daar baie mense in daardie jaar 2029 moet sterf. 2030 is die jaar wat die Wêreldorganisasie, beplan om alles en almal in die wêreld onder hulle beheer te hê en mag oor hulle uit te oefen. Totale mag oor hulle uit te oefen. Ons sal niks meer kan sê nie. Ons sal niks meer mag sê nie. Maar waarom wil die rykes van die wêreld wat al hierdie wêreldorganisasies bestuur, alles besit, ook wat ek en jy besit, my huis, my voertuie, my geld in my bank, hulle wil alles besit, hulle wil alles beheer, hulle wil in beheer wees van alles. Hoekom? Omdat hulle glo, hulle is beter, meer suksesvol, ryker, slimmer as die res van die wêreld. En hulle het die mag om ons te beheer. En hulle gaan ons beheer as die Here vertoef ons toe kom haal. Maar eintlik is hulle maar net pionne van die Satan. En dit moet ons besef. Die Satan gebruik hulle soos wat God en Christus mense gebruik om die evangelie uit te dra. Hy's 'n nabootser van Christus. Gebruik die Satan mense, want hy het nie die vermoë om alles so te beheer nie. En hy gebruik mense, hy inspireer hulle demonies om sy doel te kan bereik, om die wêreld te beheer en die wêreld onder die mag van die antichrist te kry. Kan jy sien hoe naby is ons aan die antichrist se regeringskap op aarde, want hy gaan streng gesproke, ons praat nou van die antichrist, die hoof van hierdie wêreldorganisasie en ander wêreldorganisasies soos die G-wêreldorganisasie en die E-wêreldorganisasie wees. Sien jy weet wat dit beteken nie? Vra my, dan sal ek vir u sê. Al sê hulle dat daardie digitale ID-dokument nie die merk van die dier volgens Openbaring 13 is nie, en ons weet dis nog nie die merk van die dier nie, moet jy besef dat daardie IC-chip so voorberei word, dat dit soos Openbaring 13 vers 6 sê, onder die vel van iemand se voorhoof of regterhand ingeplant kan word. So al die inligting word reeds op daardie chip wat op ons ID-dokument gaan verskyn of in hom gaan wees. Daardie chip gaan hulle ook gebruik as die chip wat hulle dan in die 7 jaar groot verdrukking onder die mense se velle gaan inplant op die regterhand of op die voorhoof. Openbaring 13 vers 16 en 17 sê, en hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier
of die getal van sy naam het. So jy sal nie kan koop nie. En hulle is reeds besig om ons nou te dwing om hierdie digitale ID-dokument te aanvaar, anders sal ons ook nie kan koop of verkoop nie. Vriende, ons sien beslis dat baie van die nuutste tegnologie reeds in China toegepas word, eenvoudig omdat hulle 'n autokratiese of 'n kommunistiese regeringsstelsel het wat geen teerstand duld nie. Hulle duld van niemand niks nie. Almal moet net eenvoudig by alles inval, anders word hulle doodgemaak, van die tronk gegooi en hulle doen vreeslike dinge in hulle eie mense. As daar vir die bevolking gesê word om iets te doen, dan doen hulle dit eenvoudig en dit is klaar. Hulle kom nie in opstand nie en hulle bied geen weerstand nie. Die mense het alreeds gedurende die pandemietyd skielik 'n app gekry wat net skielik verskyn het en almal moes eenvoudig daarop registreer. Niemand het 'n keuse gehad nie. Jy moes daarop registreer. Anders sou jy nie kon aangaan met jou lewe nie in die pandemietyd. Hierdie land se tegnologie is so gevorderd dat as jy byvoorbeeld 'n nuwe paspoort moet kry, dan gaan jy net na die gepaste kantoor toe en binne 15 minute stap jy daar uit met jou nuwe paspoort. Hulle kan ook binne 5 of 15 minute enige iemand in die land opspoor as hulle iemand soek en hulle het sy inligting. Hulle is baie verder gevorder op die digitale pad as die meeste lande in die wêreld. Daarom het hulle en moes almal in die land reeds tydens die pandemie digitaal registreer, anders was jy geblok om sekere geboue of plekke of besighede te kon besoek of daar in te gaan. So almal moes registreer op daardie digitale stelsel. Anders kon hulle nêrens gaan nie, hulle het geen vryheid gehad as hulle nie geregistreer het. Met ander woorde, die pandemie was gebruik as 'n geleentheid om in sekere lande die digitale stelsel meer intens te implementeer en te toets. So die kommunistiese lande soos China het dit baie sterk in daardie tyd al reeds geïmplementeer en toegepas. Nou vriende, die globaliste wou sien hoe die mense daarop sou reageer en hoe hulle hierdie beheer sou aanvaar. Maar eintlik het hulle na die regte geleentheid gesoek om totale beheer oor hulle landsburgers te kry. Soos wat ons in Suid-Afrika beheer was tydens die pandemietyd, so het hulle ook hulle mense beheer in die pandemietyd. Ek kyk nou onlangs 'n videoboodskap van iemand wat juist praat oor kommunistiese lande, soos China, Rusland, Noord-Korea en baie ander lande, wat absoluut menseregte skending op hulle burgerlikes toepas. En dis presies wat China tydens die pandemie gedoen het, toe hulle die sterkste greep op die burgers gehad het, want die burgers was weerloos, absoluut weerloos. Dit was in 'n pandemietyd, hulle kon nie betoog en of in opstand kom nie. Juist toe het hulle almal gedwing om die beplande digitale stelsel te aanvaar. Hulle het geen keuse gehad nie. Sedertdien het hulle nie hulle program van digitalisasie en beheer gestaak nie. Inteendeel, dis net verder en wyer ontplooi en in hierdie jaar 2025 is die digitale ID-dokument ernstig toegepas, so asof hulle die pas aangee vir die res van die wêreld. Hulle is tegnologies ver voor baie ander lande. Vriende, ek weet nie of jy dit weet nie, in Vietnam is 86 miljoen bankrekenings geblok, sodat hulle eenvoudig daardie mense kon beheer met hulle digitale stelsel. Hulle kon dit doen, want Vietnam is ook 'n kommunistiese staat. Dis baie verrassend hoe ernstig die mense in die Verenigde Koninkryk die digitale stelsel geopponeer het, nadat hulle eerste minister Starmer die digitale ID as verpligtend vir almal in Engeland ingestel het, om volgens hom weer alle onwettige immigrante uit die land te kry. Nou dit klink na 'n baie goeie argument,
ons wil nou vir almal digitale dokumente gee, en as daar mense is wat nie wettig hier is nie, dan kan ons hulle uit die land uitsit. Maar die weerstand daarteen het glad nie 'n geestelike inslag nie, maar bloot die feit dat dit verpligtend is vir alle landsburgers, en hulle daarteen geprotesteer. Hulle het gesê, ons het dit in die pandemietyd beleef, ons wil nie verder beheer word nie, en ons protesteer daarteen. Ek weet nie hoe ver hulle daarmee gaan kom nie, maar dit is wat die Here van ons ook as sy kinders verwag. Maar die digitale stelsel moet al die inligting oor elke individu in plek kry om die dierstelsel te kan laat glad loop vir die implementering van die merk van die dier in die groot verdrukking. 7 jaar groot verdrukking wat op hande is, en is baie ver hier vandaan nie. Mense wil dit nie glo nie, vriende, jy moet wakker word. Daarom is alles lank vooraf so beplan dat die moslems, jy hoor nou mooi wat ek vir u sê, dis lank vooraf so beplan dat die moslems na westerse lande soos Frankryk, Engeland, Duitsland, Italië en baie ander lande moes emigreer om daardie land te destabiliseer, want hulle word geassosieer met geweld. Ons weet hulle het 'n geweldsgodsdienst, 'n wrede godsdienst wat hulle beoefen. En hulle het al hierdie lande, Frankryk en Duitsland en selfs Engeland, het hulle klaar gedestabiliseer. En nou, na al die jare, skep dit paniek en vrees by al die wettige landsburgers. En dis nie per ongeluk wat dit gebeur het nie, maar alles gebeur met 'n plan, en dit gebeur met God se toelatende wil, want God laat alles toe, en God het voor die grondlegging van die wêreld alles geweet. Ek dink, die grootste probleem by hierdie stadium is dat ons, as Suid-Afrikaners, nie ingelig is oor wat hierdie digitale stelsel regtig behels nie, en hoe dit ons persoonlik gaan raak nie. Want ek het dit nou reeds met jou hanteer, ek wonder hoeveel mense weet hoe dit jou persoonlik gaan raak. En daarom hoop en vertrou ek om met hierdie boodskap net 'n vonkie te wees wat 'n groot vuur sal aansteek, sodat die kerk van Suid-Afrika of kerke van Suid-Afrika sal wakker skrik, en dat ons ook die breë gemeenskap van ons land kan aanmoedig as Christene om weerstand te bied teen die verpligte digitale ID-dokument wat ons van ons vryheid sal beroof, baie meer as wat ons in die COVID-tyd of in die pandemietyd van ons vryheid beroof is, maar met 'n permanente impak op ons lewens, soos ek het reeds vir u verduidelik het. As hulle dit vir jou gee, dan is jy deel van die stelsel. As jy dit nie wil hê nie, het jy probleme. Ons weet die Here laat alles toe met 'n doel. Maar vriende, daar is 'n duidelike eindtyd profesie wat betrekking het op die bruid van Christus. Wie is die bruid van Christus? Alle ware, wedergebore, bloedgewaste kinders van die Here, almal met 'n duidelike getuienis dat Christus hulle gered het en hulle verlos het van hulle sonde en aangeneem het as hulle kinders. Wat moet weerstand bied? Die bruid van Christus moet weerstand bied teen al die planne van die Satan om die pad vir die anti-kris voor te berei. Daar's 'n duidelike profesie, 'n eindtydprofesie wat in vervulling moet kom, en ons moet dit weet en ons moet dit verstaan, want die bruid van Christus moet weerstand bied teen die planne van die Satan om die pad van die anti-kris voor te berei. Die tyd is min vir ons as ware volgelinge van Jesus Christus om ons te staan teen die Satan en sy bose planne en sy misleiding aan die wêreld. Ons moet dit openbaar aan die wêreld. Daarom bring ek hierdie boodskap aan u, sodat ons dit kan openbaar aan die wêreld, want hy is besig om die pad vir die anti-kris voor te berei, sodat hy maklik in die groot verdrukking die merk van die dier of die kontantlose stelsel wat eintlik reeds voor die tyd seker al gaan toegepas word, maar sodat hy die merk van die dier kan implementeer, soos ons lees in Openbaring 13 vers 16 en 17.
En dis natuurlik die valse profeet wat al hierdie dinge voorberei vir die antichrist, en hy maak dat aan almal klein en groot, die rykes en die armes en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het, en dit is 666. Die feit van die saak is, vriende, ons as ware kinders van die Here moet die Satan se planne en sy werke teëstaan. Vir sover ons kan, al weet ons dat daardie digitale ID-dokument niks met ons saligheid te doen het. Dit het niks huidiglik met ons saligheid te doen nie, want daardie IC chip moet later eers in die groot verdrukking onder mense se velle ingeplant word. Dit het niks met ons saligheid te doen nie, maar ons wil dit nie hê nie, want dis 'n demonies geïnspireerde plan, en ons moet dit vir hom, vir die Satan en die antichrist so moeilik moontlik maak, om nie in sy doel te slaag vir solank ons hier op aarde is. Solank die Here ons spaar, sê vir ons moet die teehouers wees, ons moet teestand bied teen die Satan se planne. En dis presies wat ons lees in 2 Tessalonisense 2 vers 6 tot 9. Daar staan geskryf, en nou, julle weet wat hom teehou. Hy verwys na die antichrist, wat hom teehou, die antichrist. Ons hou hom teë. Hy kan nie op sy tyd geopenbaar word, ons moet eers uit die weg geruim word. So ons is die teehouer, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. Satan is besig om die atmosfeer en al die planne voor te berei, soos die digitale dokument waarvan ons nou praat, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. Ons moet sy planne teehou, ons moet weerstand bied, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. En dan sê vers 9, hy wie se koms is, volgens die werking van die Satan, die antichrist se koms is volgens die werk van die Satan, en allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. Vuur uit die hemel, hoe dit ook sal wees, hy sal dalk op wolke kom, ons weet nie. Om die Satan en al sy planne teë te staan, vir sover dit vir ons moontlik is 'n duidelike vervulling van die eindtydprofesie, en dan sal Jesus sy bruid kom haal op die regte tyd. Hy sal die teehouer uit die weg neem, sê hy vir ons baie duidelik. Bruid is die teehouer van Christus wat uit die weg geruim gaan word. Sal jy, wat na my luister, gereed wees om die Satan se planne teë te staan? Wanneer hulle kom met hierdie digitale ID-dokument, sal jy gereed wees om die planne van die Satan teë te staan? Onthou, jy moet 'n wedergebore en bloedgewaste kind van die Here wees. En as jy nie is nie, dan moet jy jou saak met die Here regmaak. Want as jy 'n wedergebore, bloedgewaste kind van die Here is, dan weet jy dat die Heilige Gees van God in jou hart woon. En dis die Heilige Gees wat vir ons die krag en die hulp sal gee om die Satan teë te staan, om hom te weerstaan. Maak 100% seker dat jou saak reg is met die Here. Want anders sal jy nie die Satan se planne kan weerstaan nie. Jy sal tot op 'n punt dit weerstaan, maar jy sal vou. As kinders van die Here vou, hoe maklik gaan die wêreld nie vou nie. Johannes 1 vers 11 tot 13 sê, hy het na sy eiendom gekom, is nou Jesus, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie, dis Israel. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Jy moet Jesus aanneem as jou verlosser en saligmaker. Eers wanneer jy Jesus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, ontvang jy die mag om 'n kind van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Vers 13 sê, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man is nie, maar uit God gebore is, weergebore deur die Heilige Gees. Jy moet weergebore wees om 'n kind van God te wees. Jy moes Jesus aangeneem het. En daarom wil ek vra, wanneer en waar het jy Jesus aangeneem as jou persoonlike verlosser
en saligmaker. Weet jy dat Jesus jou verlosser is? Weet jy dat Jesus jou saligmaker is? Is hy Heilige Gees in jou hart? Het jy Jesus aangeneem, soos hierdie skrif sê? Aan almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God te word. En dan 1 Johannes 5 vers 12 wat sê, en hy sê dit uitdruklik, hy wat die seun het, wie die seun het die lewe, wie die seun van God het nie die lewe nie. Het jy die seun van God? Het jy Jesus? Ken jy Jesus persoonlik? Wandel jy met Jesus? Ons moet almal gereed wees vir hierdie planne en die aanslag van die Satan. Want dalk sal ons binnekort besef hoe dat hulle ons sal dwing om by daardie bose en demonies geïnspireerde digitale sisteem in te val. Want ons weet, ons gaan getoets word. Ons geloof gaan getoets word, vriende, verseker. Mense sê, hoe glo julle in die wegraping? Here, kan julle mos nie wegvat voor die tyd nie. Vriende, ons geloof gaan getoets word voordat Jesus ons kom haal. En ons moet vasstaan in Jesus, ons moet vasstaan in ons koning en verlosser Jesus Christus. Want net hy kan ons help en in staat stel deur sy Heilige Gees. Ons sal dit nie in ons eie krag reg kry nie. Die Heilige Gees alleen kan ons help en deurdra. In die pandemietyd het die kerk en baie ware kinders van die Here geswyg voor die druk van die Satan en voor die druk van die Satan se agente en toegelaat dat vrees hulle harte vervul. En hy gaan weer op dieselfde manier probeer om met vrees ons harte te vervul. Daar is sprake dat daar weer 'n pandemie kom. Daar is sprake dat hulle weer dieselfde gaan toepas op ons mense as in die verlede, gaan dit baie erger wees as voorheen. En dit alles gaan vrees by ons inboesem en hulle sê, jy het geen opsie nie, digitale ID-dokument. Ek sluit af met 'n paar bemoedigende skrifte van die woord van God. Heilige Gees geïnspireerde skrif. 1 Johannes 4 vers 4 tot 6 sê, julle is uit God. Nou praat hy met sy kinders. My kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, dis die Heilige Gees, groter is as hy wat in die wêreld is. Ons kan die Satan alleen oorwin as hy wat in ons is groter is as wat in die wêreld is, en dis die Heilige Gees. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld en die wat die wêreld luister na hulle. Ons is uit God as kinders van God. Hy wat God ken, luister na hom. En dan gaan hy aan, hy sê, hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Want ons het die gees van die Here in ons harte, ons weet wat is die waarheid. En ek wil u waarsku vanmôre met die waarheid, kry u gereed met Jesus. Dis die waarheid. En die dwaling is al die misleidings wat kinders van die Here ook glo, die Satan se agente. Laaste skrif is vertrou op Jesus en behou jou geloof. 1 Petrus 5 vers 8, vanaf vers 8. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en dit sal erger wees in die toekoms. En hy soek wie hy kan verslind en hom moet julle teestaan standvastig in die geloof. Staan jy vas in die geloof? Staan jy sterk in Jesus? Mag God aan elkeen van ons groot genade gee. Ons kom voor groot uitdagings, groot toetse, weerstaan die Satan en hy sal van ons wegvlug. Weerstaan hom in die naam van Jesus. Maak jou saak reg met Jesus. As jou saak reg is nie. Hier is 'n moeilike tyd. Net Jesus kan ons red. Net Jesus kan ons bewaar. Maak jou saak reg met Jesus. Kom ons bid saam. Here, u woord is duidelik. En ek sê altyd, ons kan die praktyk en die skrif so duidelik met mekaar kombineer. En ons sien in hierdie geval, Here, dat u alles vir ons voorspel het, en ons ervaar dat die planne van 'n digitale ID-dokument en die hele digitale sisteem planne om die pad voor te berei vir die anti-kris om in die groot verdrukking
die merk van die dier te implementeer. Skud ons wakker, Here. Maak ons wakker, dat ons op ons knieë voor U sal bly, en dat U vir ons in die geloof sterk sal maak. Dat ons staande sal bly in Jesus Christus. Net U kan ons staande hou, deur die Gees. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, het die woord gehoor. Moenie weghardloop vir die waarheid nie. Doen is wat die woord sê. Wandel met God. Sorg dat die Gees van die Here in U is, om U te lei in die volle waarheid. Mag die Here genade gee, sterkte vir die dag en baie seën vir die week wat voorlê. Totsiens.